Ek besef net weer vandag dat my geloof word nie bepaal deur hoe ek voel nie. My en jou geloof word nie bepaal deur die omstandighede waar ek en jy onsself bevind nie. Want as dit so maklik beïnvloed word, dan sou ons emosionele wrakke gewees het. Ons sou dit nie gemaak het nie vanweer die omstandighede in ons lewe en vanweer die feit dat ons baie keer deur moeilike omstandighede gaan. Vanweer die feit dat ons baie keer nie altyd goed voel nie. Want my en jou geloof word nie bepaal deur hoe ek voel op 'n betrokke dag nie. Want jy staan dalk op in die oggend en jy voel maar jy's nie lus vir hierdie dag nie. Jy voel dalk baie keer jy's 'n misrabelde mens of jy voel soos 'n mislukking of jy dalk 'n oomblik van twyfel in jou lewe en jy voel dalk nie goed nie, maar my en jou geloof word nie bepaal daardeur nie. My en jou geloof word nie bepaal deur my gevoelens, deur jou gevoelens of die omstandighede waardeur jy gaan nie. Want as dit sou gebeur het, dan sou ons dit nooit gemaak het nie, want baie keer is ons on top of the mountain, ander kere is ons down in the valley. En as my geloof daarop afhang, want wanneer dit nou goed gaan, nou het ek geloof. En wanneer dit nou sleg gaan, nou het ek nie geloof nie. As dit dan die geval is, dan sou ons dit nie gemaak het nie, mense. Maar ek is so dankbaar dat my geloof word nie daaraan bepaal nie. My geloof word bepaal deur die feit dat ek dien die lewende God, Jahwe ons Elohim. Dat ek het Yeshua inwonend in my. Ek is gered deur die bloed van die lam. My geloof hang af van die woord wat in my lewe is. En die oomblik wanneer ek die woord oopmaak, dan besef ek maar sy woord kom transformeer my en sy woord kom inspireer my. So my geloof is nie bepaal deur hoe ek voel nie. Daar's baie kere wat ek al sit by my lesenaartafel in die oggend, dan voel ek, jy weet nie so, ek is nie lus vir hierdie dag nie. Ek voel nie, ek wil nou vandag die woord oopmaak nie. Ek voel nie goed vandag nie. Ek voel, ek wil net die kombers oor my kop trek en net in die bed bly. Maar die oomblik wanneer ek die woord oopmaak, dan besef ek, maar weet jy wat, my geloof is gesleutel in my verhouding met Yeshua. Dis gesleutel in my verhouding met hom. En daarom kan dit nie bepaal word, my geloof kan nie bepaal word deur die omstandighede of selfs hoe ek voel nie. Ek wil gou iets met jou deel. En luister wat sê die woord. En dis Paulus wat deur hierdie dinge gaan. En weet jy, Paulus was nou nogal 'n man gewees van geloof. Weet jy hoekom? Want hy het 'n persoonlike verhouding gehad met Yeshua. Hy was 'n man gewees van geloof, want hy het die gees van God gehad in hom, wat hom geondersteun het, wat hom gehelp het, wat hom bygedra het. En hierdie wil ek gou met jou deel. Luister wat sê die woord. Dit praat hier van Paulus en waardeur hy gegaan het, want jy sien, my geloof word nie bepaal van hoe goed dit met my gaan nie. My geloof word nie bepaal deur wat in my lewe aangaan en of dit nou goed gaan en of dit nou sleg gaan nie. As my beursie leeg is, dan beteken dit nie ek is nou swak in die geloof nie. En as ek miljoene verdien, dan beteken dit nie ek is nou sterk in die geloof nie. Daai buitefaktore beïnvloed nie my geloof nie. Dit bepaal nie my geloof nie. Nou luister wat sê die woord. Paulus is besig om te praat en hy sê, ouens, 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad en in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite en slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. So dis waardeur Paulus gegaan het. Ek wonder, as ek kyk na hierdie lys, ek wonder of ek en jy naastenby dit ervaar, as wat Paulus ervaar het. Ek dink nie ons doen nie. Maar nogtans, die oomblik wanneer daar moeilike tye kom, dan wil ons hare uit ons kop uitruk en ons wil ons naalskou en ons wil uitroep, o, dis verby met ons. Maar ek en jy moet net weer eens besef dat ons het 'n anker en ons geloof moet behoue bly. Ek kan nie dat hierdie buitefaktore my geloof beïnvloed nie. Het hierdie dinge enigsins Paulus se geloof beïnvloed? Nee. Want toe Paulus en Silas in die tronk is, nadat hulle geslaan is, nadat hulle valslik beskuldig is, nadat hulle sonder enige skuld in die tronk gegooi is, hulle bloei, hulle stikkend,
Hulle is in die tronk, hulle is in haglike omstandighede, in kettinge vasgemaak. Na dit alles, weet jy wat gebeur? Daar's geloof in hulle harte. En hulle begin juig en sing en eer en aanbidding bring aan die lewende God en gebede oprig na Jahwe ons Elohim. Weet jy hoekom? Want die buitefaktore het nie hulle geloof beïnvloed nie. En ek wil hierdie vandag met jou deel, sodat jy kan besef, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Moenie toelaat dat enige buitefaktor jou geloof beïnvloed nie. Halleluja. So staan sterk. Want jou geloof word nie bepaal deur hoe jy vandag voel nie. En as jy sleg voel vandag, dis oukei. Dis oukei om sleg te voel. As jy 'n slegte dag het, dis oukei. Jy gaan nie altyd maanskyn en rose hê nie. Partykeer het jy moeilike tye, maar weet jy wat? Hou jou kop op, trek jou skouers terug, kyk die wêreld in die oë en besef dat jou geloof gaan nie beïnvloed word deur enige buitefaktor nie. Halleluja. Jou geloof is in Jahwe ons Elohim, in sy woord, in sy gees wat inwonend in jou is, en jy sal altyd oorwin. Maak nie saak hoe jy voel nie. Halleluja. Nou ja, ek wil hierdie met jou gedeel het. Mag jy vandag geseënd wees. Geniet jou Dinsdag tot volgende keer. Shalom.